Vriende, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Hartlik welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Vanmôre gaan ons verder met hoofstuk 21 van die boek Openbaring en ons gaan saam lees vanaf vers 9. Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het waarin die 7 laaste pla was, gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na 'n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom. Die stad het die heerlikheid van God. Sy glans is soos die van die kosbaarste edelsteen, soos 'n kristalhelder opaal. Die stad het 'n groot hoë muur met 12 poorte. By die poorte is daar 12 engele, en op die poorte is daar name geskrywe, die van die 12 stamme van die volk Israel. Aan die ooste kant is daar 3 poorte, aan die noorde kant 3, aan die suide kant 3, en aan die weste kant 3. Die stad se muur het 12 fondamente, en daarop is daar ook 12 name, die van die 12 apostels van die Lam. Die engel wat met my gepraat het 'n goue meetstok gehad om daarmee die stad self, sy poorte en sy muur te meet. Die stad is vierkantig, net so lank as wat hy breed is. Hy het die stad toe met die meetstok gemeet. Die lengte, die breedte en die hoogte daarvan is dieselfde, 12.000 kilometer. Hy het ook die muur om die stad gemeet. Dit is 144 meter hoog. Die engel het die mate van mense gebruik. Die muur is met opaal gebou en die stad self met suiwer goud wat soos 'n skoon spieël lyk. Die fondamente van die stadsmuur is met allerlei edelstene versier. Die eerste fondament met opaal, die tweede met safier, die derde met agaat, die vierde met smarag, die vyfde met sardonyx, die 6de met karniehool, die 7de met chrysoliet, die 8ste met berel, die 9de met topaas, die 10de met chrysopraas, die 11de met hyasint en die 12de met ametis. Die 12 poorte is 12 parels. Elkeen van die poorte is uit 1 parel gemaak. Die strate van die stad is van suiwer goud, blink soos 'n spieël. 'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die magtige en die Lam. Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. Die nasies sal in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde verleen luister daaraan. Die poorte daarvan word gedurende die hele dag nooit toegesluit nie. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense sal luister en die rykdom van die nasies daarheen bring. Niks onreins en niemand wat iets losbandigs en vals doen, sal ooit daarin kom nie, maar net die wie se name in die boek van die lewe, die boek van die Lam, geskrywe staan. Broeder en suster, hierdie is Johannes sy heel laaste visioen wat Jesus Christus aan hom geopenbaar het. Dit is 'n aangrypende beskrywing van die bruid, die vrou van die Lam, voorgestel as die nuwe stad van God. Hierdie visioen is simbolies en dui daarop
dat ons 'n nuwe toekoms by God sal ingaan. En dit sal so wonderlik wees, dat dit nie met woorde beskryf kan word nie. Ons sal beslis nie teleurgesteld wees nie. Ons kry in ons teks 'n volledige beskrywing van die Nuwe Jerusalem. Die Nuwe Jerusalem is 'n woonplek wat God vir sy kinders bestem het. Die 12 stamme van Israel verteenwoordig alle volke, tale en nasies, alle gelowiges wat in God glo. Die 12 apostels is weer 'n simboliese beskrywing van die kerk. Hierdie gedeelte is baie duidelik dat alle ware gelowiges, alle mense wat getrou aan Jesus Christus bly volhard het, saam met God die nuwe hemel en die nuwe aarde sal bewoon. Johannes gee vir ons 'n wonderlike beskrywing van hoe hierdie nuwe stad Jerusalem sal lyk. Daar sal edelgesteentes in die mure ingebou wees, poorte van parels, strate van goud. 'n wonderlike woonplek vir elke kind van die Here, wat 'n spesiale woonplek daar sal ontvang, volgens Johannes hoofstuk 14. Daar sal nie 'n tempel wees nie, want God sal self in die midde van sy volk woon. Daar sal ook nie son, maan en sterre wees nie, want God self sal die lig verskaf. Daar sal nie dag en nag wees nie, maar dit sal altyd skyn van die heerlikheid van God. Hoofstuk 21 sluit af, dat niks onreins en niemand wat iets losbandigs doen of vals doen, ooit in hierdie stad toegelaat sal word nie. Maar slegs die mense, wie se name in die boek van die lewe is, in die boek van die lam geskrywe staan. Dit is alle ware gelowiges. Broeder en suster, kinders van die Here moet uitsien om eendag by God in die hemel te wees. Dis 'n wonderlike plek wat spesiaal deur God vir ons as sy kinders gemaak is. Om in God se teenwoordigheid te wees, is die wonderlikste geskenk wat enige mens ooit kan ontvang. Om tot in ewigheid by God te wees, is die heerlikste voorreg. En daarom moet ek en jy uitsien as kinders van die Here, na hierdie wonderlike tydperk wat ons saam met God sal ingaan. Dit sal ewig wees. Dit sal nooit ophou nie. Dit sal vol vrede wees met God se teenwoordigheid in ons lewens. Dit sal 'n tyd wees waarin ons God kan aanbid en dien en eer, en al die wonderlike dinge wat God aan ons beloof het, daar in ons lewe kan ondervind. Môre gaan ons verder met hoofstuk 22. My bede is dat die Here vandag se boodskap in jou lewe sal bekragtig en sy woord in jou hart sal bevestig. Kom ons bid saam. Dierbare Here, ons loof en prys U vir 'n nuwe dag wat ons uit genade uit U hand ontvang. Baie dankie dat U ons God en Vader is, wat op 'n wonderbaarlike wyse in ons harte werk deur die Heilige Gees en deur die Bybel vir ons U wil kom bekend maak. Dankie vir hierdie wonderlike beskrywing van die nuwe aarde en die nuwe hemel, die nuwe Jerusalem wat U vir al U kinders bestem het. Ons sien uit om by U te wees, Here. Laat ons met volharding die pad enduit loop. Laat ons oog op U gerig bly. Laat ons doen wat U van ons vra. Dankie dat die Heilige Gees ons daartoe in staat stel. Seën vir ons hierdie dag, gee vir ons krag om ons allerbeste vir U te gee en vul vandag ons harte met U vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.